Gaan. Daar is hy. Goed. Nou maar toe. Daar is hy nou maar toe. Baie welkom aan julle almal. Is lekker om vanaand nou weer hier te kan wegtrek. Ons het so 2 weke laas gesels, meer as 2 weke laas. En dit is nou weer ons voorreg om vanaand so 'n bietjie hier om die tafel te kan sit. Al is dit nou aanlyn. Oom Ferdi, kan ek vir oom vra of oom vir ons sal open met 'n gebed asseblief? Maak so. Nou, Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het in hierdie aand om weer eens om die woord te kan sit, Vader, om meer te kan leer van die woord. Here, ons besef elke dag ons lewe in die laaste dae. En U is besig om die bruid gereed te kry en dankie vir persone wat U toerus, Abba Vader, met uh, met die wysheid om ook ander te kan leer meer omtrent die woord. En Heilige Gees, dankie dat U dit aan ons openbaar en kom verheerlik U self weer eens in hierdie aand. En ons wil vir U dankie sê, Vader, dat U so getrou is, dat U elkeen van ons gebeskerm en bewaar het, dat ons in hierdie aand weer eens saam kan sit om oor U woord te leer. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Baie baie dankie oom Ferdi. Ek waardeer dit. Goed, julle kan almal julle mikrofone mute. Ons gaan vanaand gesels hier oor Openbaring 11 vers 1 tot 14, 'n baie interessante gedeelte wat handel oor die twee getuies. So ek gaan eers sommer deurlees en dan kan ons terugkom hier na die begin toe. So julle kan maar sommer saam met my daar op die skerm volg. Kom ons kyk gou wat sê die woord. Goed, daar's toe aan my 'n meetstok gegee, sê Johannes, wat net soos 'n staf lyk, met die opdrag: staan op en gaan meet die tempel van God en die altaar en tel die mense wat in die tempel aanbid. Die voorhof wat buite die tempel is, moet jy buite rekening laat en nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. Hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal my twee getuies opdrag gee om 'n sak geklee 1260 dae lank te gaan profeteer. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee kandelare wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, vlam daar vuur uit hulle monde wat hulle vyande verteer, en as iemand hulle kwaad wil aandoen, moet hy ook so doodgemaak word. Hulle beskik oor die volmag om die hemel te sluit, sodat dit gedurende die tyd wat hulle profeteer nie sal reën nie. Hulle het ook die volmag om so dikwels as hulle wil die water in bloed te verander en om die aarde met elke moontlike plaag te tref. Wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onpeilbare diepte verruis teen hulle oorlog maak en die oorhand oor hulle kry en hulle doodmaak. Dan sal hulle lyke langs die hoofstraat van die groot stad lê, daardie stad wat figuurlik gesproke Sodom en Egipte genoem word, en waar ook hulle Here gekruisig is, met ander woorde in Jerusalem. 3,5 dae lank sal mense vanuit die volke en stamme en tale en nasies hulle lyke daar sien lê, maar nie toelaat dat hulle liggame in 'n grafkamer begrawe word nie. Die aardbewoners sal oor hulle jubel en bly wees en vir mekaar geskenke stuur, want hierdie twee profete het die aardbewoners gefolter. Maar na 3,5 dae het die lewegewende asem van God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gekom, terwyl diegene wat hulle gesien het deur groot vrees oorval is. Toe het hulle 'n harde stem uit die hemel vir hulle hoor sê: "Kom op hierheen."
En hulle het in 'n wolk na die hemel opgevaar terwyl hulle vyande hulle agterna kyk. Op daardie uur het daar 'n groot aardbewing plaasgevind en 1/10 van die stad het aan mekaar gestort. In die aardbewing het 7000 mense omgekom, maar die res het vreesbevange geraak en aan die God van die hemel heerlikheid betoon. Die tweede ramp het verbygegaan en kyk, die derde een kom gou. Nou ja, dit is 'n baie treffende gedeelte hierdie. Ek dink mens kan sekerlik soveel sê en ek dink soos met baie van die ander gedeeltes in die boek Openbaring is daar letterlik honderde boeke geskryf oor die twee getuies. Nou ons weet nou al vanuit ons vorige studie dat hierdie gebeurtenis vind plaas tydens die verdrukking. Dis in die verdrukkingstydperk. En dan lees ons nou hierso dat God twee spesiale getuies opwek om namens hom hierdie mense te bedien in die middel van hierdie duisternis en hierdie verwoestende tyd waarin hulle self beleef. En hierdie getuies skryf Johannes hierso sal in Jerusalem verskyn om Christus se koningskap op hierdie plek te verkondig en dan lees ons in hierdie gedeelte dat hulle sal die aarde en die inwoners van hulle eis om hulle onder hulle te onderwerp. En ons weet dan nou wat natuurlik van daar sal gebeur. So hulle sal, die Bybel sê vir 3,5 jaar sal hulle profeteer, maar wat interessant is dat hulle aangetrek is, hulle klere word genoem, hulle is geklee in sakdoek of hierdie miskien ook 'n tipe materiaal waarvan hulle meelsakke maak of iets van die aard, 'n meelsak of wat ook al. En ek dink die feit dat hulle so aangetrek is al klaar, is 'n oproep tot bekering. En ek dink dit is wat dit simboliseer. So, hulle word vanuit hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, word hulle bemagtig deur God en God sal hulle ongelooflike kragtige profete maak. Hulle sal pla oor die aarde kan bring wat hulle vyande, hulle in die openbaar gaan laat swaar kry. So 'n mens kan verstaan dat weens die gesag en die autoriteit wat hulle ontvang het, hulle soveel invloed gaan uitoefen op die aardbewoners, dat die aardbewoners of die mense wat nie in die Here is nie, die sondaars, die heidene, hierdie twee getuies met 'n passie sal haat. Daar sal nie 'n mens wees wat nie van hierdie twee getuies weet nie. Want die Bybel sê, hulle het selfs die mag om pla oor die aarde te bring, amper net soos Moses in Egipte. En en hulle sal intense vervolging beleef. So nou die Bybel sê vir ons nou duidelik hierso, ten spyte van die feit dat die mense hulle gaan probeer doodmaak, sal God hulle op 'n bonatuurlike manier beskerm. En hulle gaan beskerm bly tot die anti-kris sy verskyning maak. En ek dink dit sal ook dalk deels wees hoekom die mense die anti-kris so lief gaan hê, omdat die anti-kris hierdie mense wat hierdie geweldige hierdie vervolging en hierdie pla oor die aarde bring. En nou kom die anti-kris en die anti-kris gaan hom doodmaak. Maar daai ou bietjie, hoe sal 'n mens nou sê, daai verhewing van die anti-kris sal van baie korte duur wees. Nou sommige mense, sommige van die kommentare wat ek nou nagegaan het, beweer dat hierdie getuies moontlik iemand soos Henog kan wees, dalk Elia uit die Ou Testament en en dat hulle met die Heilige Gees toegerus sal word en in staat gestel sal word om wonderwerke te doen, soortgelyk aan die wat Moses en Elia in die Ou Testament verrig het. En dan sê ons ook, hulle sal die vermoë hê van mense om te profeteer, en selfs die wat hulle probeer doodmaak, hulle sal die mag hê om letterlik met die woord van hulle mond dood oor daai mense te bring, tot hulle aan die einde van die dag nou doodgemaak kan word. Nou wanneer ons so 'n bietjie deur die Bybel blaai, dan sien ons hierso, hy praat hier van die twee getuies en hoe hulle aangetrek is en dis meer. Ek gaan nou nie hierdie hele ding deurgaan nie. Maar ons sien daarso dat
daar word baie spesifiek vir Johannes gesê wat gemeet moet word en wat nie gemeet moet word nie. So ons sien also die voorhof wat buite die tempel is, moet jy buite rekening laat en nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. Nou dis 'n baie belangrike stelling hierdie, dat so 'n heilige plek soos die tempel, daar 'n deel van die tempel is wat dan nou oorgegee is aan hierdie heidene. En dan sê die Bybel, hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Dan word daar sal baie mense na daai gedeelte van die wêreld toe gaan. Ons gaan nou sien hoekom. Nou dan sien ons die Bybel sê en ek sal my twee getuies opdrag gee om in sak geklee 1260 dae, met ander woorde 3 en 'n halwe jaar lank te gaan profeteer. Maar wat ons sien in hierdie gedeelte is dat die profesie van hierdie mense is 'n kragtige profesie. Dit is 'n profesie wat invloed oor die wêreld kan bring, wat plaag kan bring, en die Bybels beskryf hulle as twee olyfbome en ook twee kandelare. Nou julle sal onthou, olyfbome verskaf natuurlik die olie wat nodig is vir die kandelare om te brand. So ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. En dan sien ons hulle sal brand, en as iemand hulle kwaad wil aandoen, dan vlam daar vuur uit hulle monde uit wat hulle vyande verteer. En as iemand hulle kwaad wil aandoen, dan moet hy ook so, met ander woorde, moet daai vuur doodgemaak word. So kom ons staan net gou 'n bietjie stil en ek gaan nou sommer lekker oor hierdie gedeelte gesels. Nou gedurende hierdie verdrukkingstydperk sal God natuurlik nou hierdie twee baie spesiale en goed toegeruste getuies opwek. Hulle gaan hulle verskyning maak en hulle het 'n baie besliste taak. Hulle sal namens God bedien. Hulle gaan God se woord versprei sonder om doekies om te draai. En interessant is dat hulle doen hierdie ministry in die middel van die groot verdrukking. Hier vind bediening plaas in een van die moeilikste tye, of die moeilikste tyd seker wat die mens se geskiedenis ooit sal sien. Nou wanneer ons so kyk na hierdie twee getuies, dan kan ons 'n paar vrae vra. En ek wil begin met hierdie vraag. Ek dink almal van julle dink daaraan. En die eerste is, wat weet ons van hierdie twee getuies? Wie is hulle? En wat sal hulle doen? En wanneer sal hulle dan nou hierdie bediening uitvoer? Klomp vrae wat by ons ontstaan. En ek dink daar is 5 belangrike punte oor hierdie twee getuies wat Openbaring 11 vers 1 tot 14 natuurlik vir ons vertel. En die eerste is dat hierdie twee getuies is baie beslis mense, want hulle kan doodgemaak word. Hulle dra ook sak. So hierdie twee getuies, kom ons kyk net so 'n bietjie daarna. Die twee getuies is in die eerste plek, hulle simbolies ook. En sommige ouens sê die boodskap simboliseer dat die Ou Testament en die Nuwe Testament, twee getuies, moontlik. Of dit kan dalk die wet en die profete simboliseer. Dis wat sommige ouens sê. Maar die skrif identifiseer baie duidelik vir ons in hierdie gedeelte dat hierdie twee getuies is mense. Want die Bybel sê mos nou hierso, hulle dra hierdie tipe sakdoek as klere, hulle dra vervlenterde lap oor hulle. Die Bybel sê hulle sal wonders verrig. Hulle sal vir God profeteer vir 1260 dae lank, of vir 2 tot 3,5 jaar lank. Die Bybel sê hulle sal sterf en hulle sal vir 3,5 dae sal hulle in die straat lê. En die Bybel sê dat niemand sal hulle mag begrawe nie. Hulle lê daar, hulle sal 'n oop skouspel wees vir die aarde. Daar lê hulle dooie liggame in die straat en niemand mag hulle begrawe nie. Maar dan kom die boodskap en die woord sê vir ons, en dan sal hulle weer lewendig gemaak word en opvaar na die hemel toe. So hierdie stellings kanselleer dan nou die Ou Testament en die Nuwe Testament as die twee getuies, of so sommige mense sê, dis dalk die profete of die wet en so meer. Ons praat hierso baie duidelik van twee fisiese mense
wat ongelooflik invloedryk sal wees, soveel so dat hulle liggame in die strate sal lê en mense sal baljaar daaroor. Hulle sal dit nie kan glo dat hierdie ouens dood is nie. Nou Openbaring 11 vers 4, ehm noem hulle dan nou hier. So hy sê hierdie twee getuies is dan nou mense en daar word hulle, soos wat ons nou kan sien op hierdie teksvers, hulle word twee olyfbome en ook twee kandelare genoem. Nou hierdie twee olyfbome en twee kandelare staan hier voor die Here en in die hele aarde sien hulle. En dit laat my dink aan 'n gedeelte wat Dawid soos Dawid in Jeremia se woorde en daar lees ons die volgende so hoe kan hierdie twee beskrywings van hoe kan hierdie twee beskrywings van olyfbome en kandelare, hoe kan dit ons help om te bepaal dat hierdie twee ouens regte mense is? Hoe kan ons dit gebruik? En ek dink as ons kyk na die profesie van Sagaria, byvoorbeeld as jy ou bietjie terugblaai in die Ou Testament, ek dink daar in Sagaria 4 vers 1 tot 14. As ons kyk na die profesie van Sagaria, dan sien ons in daardie selfde profesie twee getuies, net soos wat ons hiervan lees, en daai twee getuies is Joshua en Serubabel. Ons lees van hulle dan in Sagaria 4. En dan gebruik God hierdie kandelaar en die olyfbome as 'n prentjie van hulle, van daai twee getuies. Nou die kandelaar, soos wat ek vir jou gesê het helder gebrand en die olyfboom het die olie geproduseer wat nodig was vir hierdie kandelaar om te brand. Nou, dit is 'n prentjie van die feit dat hierdie twee getuies gaan skyn in die duisternis van die verdrukking. Hulle gaan helder uitstaan. Maar dis interessant dat daar word 'n verhouding tussen hulle gestel. Hulle het 'n verhouding soos wat die olie en die kandelaar met mekaar het. Die een kan amper nie sonder die ander een werk nie. En miskien as ek sommer so uit my hart uit praat, dan dink ek miskien is dit ook omdat die woord sê uit die mond van twee of meer getuies sal die woord vas staan. So hulle is onlosmaaklik aan mekaar verbind. En ek dink as 'n mens kyk na die kondisie en na die situasie soos wat ons van tevore nou gelees het in Openbaring, hierdie geweldige krisistydperk waar die mensdom homself in beleef. Hier kom hierdie twee getuies en hulle skyn die lig van die evangelie in die donkerste tyd wat die mens ken. En hulle word aangedryf deur die heilige olie van die gees van God. Ek dink dit is hoe mense dit dalk moet interpreteer. Nou 'n ander kommentaar, 'n man met die naam van John Walvoord. Hy sê die volgende oor hierdie vergelyking van die twee getuies met betrekking tot die olyfboom en die kandelaar. Hy sê dat die twee getuies word beskryf as twee olyfbome en twee kandelare wat voor die God van die hemel en die aarde staan en dit lyk of dit 'n verwysing is na Sagaria 4 soos wat ek nou vir jou gesê het, waar 'n kandelaar en twee olyfbome genoem word. Nou die olyfolie soos wat ek nou vir jou vertel het van die olyfbome in Sagaria se beeld het die brandstof verskaf vir die twee kandelare. Ja, ek dink 'n mens kan daarmee saamstem en ons glo mos nou altyd dat die woord verklaar die woord. So ons kyk na Sagaria 4 om ons te help om te verstaan wat Johannes hier sien. Nou hierdie twee getuies van hierdie tydperk van Israel se geskiedenis sal ons nou ek praat dan van in Sagaria se tyd was Joshua, hy was 'n hoofpriester en Serubabel. Hy was die leier van Israel in Sagaria se tyd. Nou net soos hierdie twee getuies opgewek is om kandelaars op van getuienis vir God te wees. En God hulle bemagtig het deur olyfolie wat die krag van die Heilige Gees verteenwoordig. Net so sal die twee getuies van Openbaring 11 opgewek word deur God en hulle sal bemagtig en krag gegee word deur die krag van die Heilige Gees om hulle profetiese ampt dan nou uit te voer. Hulle bediening spruit dus
nie uit menslike vermoë nie. Die vermoëns wat hulle gegee word, kom uit en uit God se krag uit. 'n Mens kan dit nou sien uit die krag en die dinge wat hulle kan doen. En ek dink nadat ons nou kyk na hierdie twee getuies en ons besef goed, ehm Johannes praat hier van twee fisiese mense wat hulle verskyning gemaak, hulle gaan bonatuurlike getuie hê, hulle gaan 'n profetiese krag hê soos wat ons nog nie in ons tyd gesien het nie. En en ons verstaan dat dit regte mense is en as ons nou al hierdie dinge agter mekaar het, dan vra ons die volgende vraag: is hulle mense wat voorheen geleef het? Is hierdie ouens uit die geskiedenis uit? En ek dink baie van die vroeë Christene, soos byvoorbeeld Tertullianus, Irenaeus en Hippolytus. Hierdie ouens het almal geglo dat die twee getuienis moontlik dalk kan verwys na Henog en Elia. Ander ouens het gesê nee nee, dis Moses, kan dalk een van die twee getuienis wees saam met of Henog of Elia. So daar was die hele tyd gespekuleer of hierdie ouens dan nou uit die verlede uitkom en daar's verskeie redes waarom hierdie teoloë hierdie gevolgtrekkings gemaak het. En ek gaan dit miskien dalk kortliks net vir jou noem want dit is interessant om so 'n bietjie stil te staan. En 'n ou kan verstaan waarom het hulle dan gedink, hierdie teoloë gedink dat dit Henog, Moses of Elia kan wees. Kom ons kyk gou na Henog. Ek dink twee van die hoofredes hoekom hulle gedink het dit is moontlik dalk Henog, wat een van hierdie twee getuienis is dat Henog het nooit gesterf nie. Volgens Genesis 5 vers 23 en 24 het Henog nooit gesterf nie. En die Bybel sê dat uh um dat dit bestem is vir elke persoon om net een keer te sterf en daarna die oordeel. Hebreërs 9 vers 27, julle ken daardie vers. Nou, Henog het nie gesterf nie en daarom dink hulle dit dalk hy kan wees. En ek dink natuurlik vestig hierdie gedeelte bloot die idee, as ons kyk na Hebreërs 9, dit het niks te doen met Openbaring of so nie. Dit sê net vir ons dat die mens eenmaal moet sterf en daarna kom in die oordeel. En daar sal miljoene uitsonderings wees op hierdie reël met die koms van Jesus Christus, met die wederkoms. Van die Bybel sê dit vir ons, baie mense sal lewe en hulle sal opgeneem word, hulle sal Jesus in hulle gaan nie sterf nie. As 'n mens kyk na daai vers in Hebreërs 9 vers 27 en dit wil gebruik as 'n aanmoediging, dan moet ons erken dat met die wederkoms van Jesus Christus is daar dalk baie mense wat nie gaan sterf nie en hulle gaan Jesus sien. Elke knie sal buig, elke oog sal bely. So wanneer al die lewende heiliges na die hemel opvaar, sonder om fisies dood te gaan, maak dan eintlik dat hierdie gedeelte in Hebreërs 9 eintlik van toepassing is op die mense wat nou leef en gaan sterwe. Die tweede rede hoekom hierdie ouens dink dat Henog dalk as een van die profete sal optree, is omdat in die dae voor die vloed, was hy 'n sterk stem gewees wat die koms van die Here aangekondig het in Judas 1 vers 14 tot 15. Dis hoekom hulle gedink het hy is dalk moontlik een van die profete waarvan Openbaring 11 praat. Moses aan die ander kant, het baie van die teoloë argumenteer dat Moses een van hierdie ouens is en hulle het 3 redes gegee waarom hulle dink Moses kan dalk een van die getuies wees. Ek gaan vir jou die 3 redes gee wat hulle sê. Hulle sê eerstens, hulle sê Moses kan moontlik een van die ouens gee, want die Bybel het gesê in Egipte was hy die ou wat God gebruik het om byvoorbeeld die rivier in bloed te verander, die Nylrivier in bloed te verander. En hy was ook die ou wat al die pla oor die aarde gebring het, waarvan Openbaring 11 vers 6 praat. So hulle maak 'n verstaanbare, mens kan verstaan dat hulle die vergelyking bring dat dit Moses kan wees, want die pla in die goeie stem oor. En die tweede rede hoekom hulle dink is dalk Moses, is op grond van die feit dat op die berg van verheerliking, sal julle onthou, wat die tweede koms van Christus uitgebeeld het Moses en Elia saam met Jesus verskyn in Matteus 17 vers 1 tot 19. Julle onthou, toe al die apostels daar geleen slaap het en Jesus alleen op die berg was, het Moses en Elia saam met Jesus verskyn. En die derde rede hoekom hulle dink dit kan moontlik Moses wees,
was omdat Moses 'n profeet was. Nou, dit maak sekerlik sin om dalk so te dink dat Moses dalk een van die getuies is wat hulle verskyning maak daar in Openbaring 11 en hier in Openbaring 11, maar wat van Elia? Nou die teoloog gee 4 redes waarom dit moontlik Elia kan wees. En en hulle sê Elia is dalk een van hierdie twee getuies waarvan ons in Openbaring 11 lees en hulle sê eerstens want hy het soos Henog het Elia nooit 'n fisiese dood gesmaak nie. 2 Konings 2 vers 11. Henog het nooit Elia het nooit dood gegaan nie. Tweedens het hy net soos Moses was hy teenwoordig by die verheerliking op die berg van verheerliking daarso waar Jesus voor sy kruisiging gelei het. Die derde rede hoekom hulle so dink is omdat waarom hulle dink is Elia is omdat dit kom voor die groot en die vreeslike dag van die Here in Malagi 4 vers 5. En vierdens dink hulle dat dit dalk Elia kan wees want hy is ook 'n profeet net soos die ander. Nou ek dink 'n mens verstaan dat as 'n Bybelteoloog uit die geskiedenis kan 'n mens seker dalk argumenteer, daar's 'n sterk argument daarvoor, maar ek dink dat hierdie twee getuienis waarvan Openbaring 11 praat. Ek weet nie of dit dalk een van hierdie 3 ouens kan wees nie. Ek dink uh dit kan Moses wees, Elia, dit sal dalk die beste beskrywings gewees het. Maar die bediening van hierdie twee getuies is baie soos die bediening van die apostels byvoorbeeld. En ons sien dat al hierdie ouens wie se name ek nou genoem het, hierdie Elia, Moses, Henog, al hierdie ouens, hulle byvoorbeeld Moses en Elia was by die verheerliking van Christus soos wat ek gesê het, toe Christus verskyn het. Maar hulle name word nie in Openbaring 11 genoem nie. En ek dink tog dat as hulle name nie genoem word daar nie, mens verstaan hoekom die ouens dink dit kan hulle wees, maar hulle name word nie daar genoem. En dit is vir my 'n problematiese storie. So die feit dat hulle name nie genoem word nie, vertel die Here eenvoudig nie vir ons wie hierdie twee getuies is nie. Ons kan raai op grond van die teksverse en op grond van die redes wat ek nou vir ons kan raai, maar ons weet nie regtig nie. Ons weet nie regtig nie. So daarom dink ek dat terwyl dit moontlik is dat een van hierdie twee ouens dalk van hierdie getuies kan wees wat verskyn, wat die Here dalk op 'n wonderbaarlike manier terugbring en wat weer verskyn, dink ek dat die beste moontlikheid om te kyk hierna is dat om te kyk na hierdie twee getuies as mense wat nog nooit voorheen geleef het nie. Anders dink ek sou die Here dalk vir ons hier in Openbaring gesê het, ek dink hierdie ouens kom nog. En ek dink God sal hulle opwek en hulle sal sy spesiale getuies wees in die tyd van die verdrukking. En hierdie getuies is profete, dis die tweede ding wat ek wil sê, hulle is sterk profete. Nou die Bybel sê dat hierdie twee ouens sal profeteer gedurende hierdie verdrukkingstyd, hierdie 3,5 jaar waar hulle die ding doen in Openbaring 11 vers 3. Hulle sal op die donker toneel van die verdrukking verskyn en dan is hulle aangetrek met lappe, sak of meelsak of wat jy dit ook al wil noem. Dis klere van rou. In die Ou Testament word hierdie tipe kleredrag verbind met rou en swaar kry en smarte. En ek dink dis deel van God se boodskap van verlossing en oordeel oor die sondige getuisterde wêreld en die verdrukking wat die mense beleef. So eintlik is hierdie getuies half 'n oproep vir mense om tot bekering te kom. Maar nou is die Bybel ook baie duidelik dat die tyd van die bediening, hulle tyd van bediening is kort. Dis maar 3,5 jaar. Min of meer. Maar een kwessie wat baie gedebatteer word, is of die twee getuies gedurende die eerste helfte van die groot verdrukking of die tweede helfte van die groot verdrukking
Die laaste 3,5 jaar, of wanneer sal hulle nou kom? En ek weet die ouens debatteer oor hierdie goed as mense, maar ek sê vir jou, ek dink persoonlik voel ek om nou te debatteer rondom hulle tyd, of dit nou in die eerste of die tweede helfte is maak geen verskil in die feit dat as jy die Here verwerp, as jy groot probleme. Ek dink dis die groot ding wat ons vir mekaar moet sê, is dat of die getuies nou in die eerste deel van die groot verdrukking of in die tweede deel van die groot verdrukking kom, jy wil nie aan die verkeerde kant van God wees tydens daai tyd nie. En ek dink dit is belangrik om daarvan kennis te neem. So, ek dink kom ons staan stil by die feit dat miskien dalk ek neem aan by die tweede deel, by die tweede helfte van die groot verdrukking, want teen daai tyd is die mense nou al gemartel en hulle het swaar gekry en gesukkel. Dit is 'n goeie tyd om die evangelie te verkondig van verlossing vir die wat dit wil aanvaar. Nou kom ons kyk so 'n bietjie hier na die konteks. Nou die konteks van Openbaring 11, ons kyk nou maar vers 2 en 3. Lyk dit vir ons asof hierdie twee getuies in die tweede helfte van die verdrukking kom, hulle maak hulle verskyning, want ons lees dan nou hierso in vers 2 en 3, en ek sal my twee getuies opdrag gee om in sakke gekleed 1260 dae lank te gaan profeteer. En dan verduidelik hy nou, so ek dink teen hierdie tyd is die verdrukking nou al lekker aan die gang, en dan sê Johannes, die engel vir Johannes, baie duidelik, hy sê vir hom die volgende, hy sê, moenie die buitenste voorhof meet nie, want dit is oorgegee aan die nasies. En hulle sal die heilige stad vir 42 maande vertrap. En ek dink dit is 'n goeie aanduiding dat ons vir mekaar kan sê, ons praat hier van die tweede helfte, die laaste deel van die groot verdrukking. En dan sê God, ek sal krag gee vir hierdie mense en hulle sal my getuies wees in sak geklee en hulle sal profeteer vir hierdie tydperk. Met ander woorde, hierdie twee getuies hulle sal bedien gedurende dieselfde 42 maande of 3,5 jaar tydperk wat die tempel deur die nasies vertrap word. Hulle gaan in daai selfde tyd gaan hulle dan getuig. Dis hoekom ek dink dis goed om te dink dat dit dalk die tweede helfte wees. En hierdie tydperk is die laaste helfte van die verdrukking waar die tempel so vertrap word. Nou, as ons so 'n bietjie na die sewende trompet of die sewende bassein kyk, dan sien ons dat die gebeurtenis wat onmiddellik volg op die beskrywing van die twee getuienis, is die blaas van die sewende bassein. Onmiddellik na hierdie ouens opgevaar is na die hemel toe, dan word die sewende bassein geblaas, wat die tweede koms van Jesus Christus en die einde van die verdrukking aankondig, volgens Openbaring 11 vers 15 tot 19. Nou, mense, die 42 maande, wanneer Openbaring die tydperk van 42 maande of dan nou 1260 dae gebruik, dan lyk dit of hierdie verwysings altyd, soos wat ek nou gesê het, maar na die laaste deel van die verdrukking verwys. Maar dieselfde is waar van hierdie 2,5 bedeling van die twee getuies, ekskuus, ek praat nou daardeur mekaar. Wat ek eintlik maar wil sê is dat die gedeelte wat ons bespreek het, maak dit vir ons duidelik dat hulle in die tweede helfte kom. Maar kom ons kom 'n bietjie na hulle getuienis toe. Die Bybel sê hulle getuies is baie kragtig. God sal hierdie twee mense op 'n ongelooflike manier gebruik en hulle krag gee wat ons seker in ons mense jeugenis nog nie gesien het. Hy sê ek sal krag gee aan my twee getuies en hulle sal mag hê om die lig toe te sluit dat dit nie reën nie. Wanneer hulle profeteer, hulle het mag om riviere en oseane in bloed te verander. Dis die tipe pla wat ons gesien het daarso in Egipte, die tipe pla wat dikwels gepaard gegaan het met die hardkoppigheid van die sonde, soos wat ons in die Farao tyd kan onthou. En dan sien ons dat hulle is instrumente, kragtige instrumente in die hand van God. Net kort na die 6de bassein geblaas het, dan kom hierdie ouens tot voorskyn en dan gebeur hierdie dinge. En dan kom hulle met 'n boodskap. Hulle kom met 'n baie sterk boodskap. Maar die Bybel sê vir ons, hulle word
hard vervolg. Ek dink soos 'n mens seker maar kan voorstel, nou sal die hele wêreld sal hierdie twee getuies haat. Ek wil amper sê, hulle gaan hulle dalk meer haat as wat die wêreld vir Donald Trump en vir Netanyahu haat. Ek het amper al gewonder of hulle nie, maar daai twee ouens, ek weet nie, ek glo nie hulle is die getuies nie, maar die wêreld haat hulle. En die wêreld sal hulle haat. Hoekom haat die wêreld hulle? Want hulle kondig een plaag na die volgende plaag oor die aarde aan en dit bring pyn en lyding vir die inwoners van die aarde. En dan kom die dier, kom dan nou in hierdie tydperk sien ons hier word gepraat van die dier wat sy volgelinge, al hierdie goddelose mense opmaak teen hierdie twee getuies. En hierdie twee getuies raak dan die openbare internasionale vyand nommer 1 en 2. Ek dink die hele wêreld gaan hulle beskou as vyand nommer 1 en 2. Maar die Bybel sê God gaan hulle beskerm vir 3 en 'n half jaar, beskerm hy hulle. Maar wat gebeur na die tyd? Ek hoor net daar's iemand se mikrofoon aan, maak net seker julle mikrofone is gemute. As iemand probeer om hierdie ouens te na te kom, dan sê die Bybel kom daar vuur uit hulle monde uit wat hierdie ouens verteer. Hulle sal baie krag hê. En dis hoe enige iemand wat probeer om hulle dan te benadeel moet sterf met vuur. Maar wanneer hierdie ouens se tyd verby is, wanneer hulle 3 en 'n half jaar verby is, dan sê die Bybel vir ons hierso, gaan die anti-kris toegelaat word om hulle dood te maak. En die hele wêreld sal jubel oor die dood van hierdie profete. Die Bybel sê hulle liggame sal op wêreldwye televisie gesien word. Almal sal hulle sien. Waar hulle in die strate lê en vrot, daar gaan die mense, hulle gaan in die hoofstrate van Jerusalem lê en die wêreld gaan hulle sien. En die Bybel sê mense reg oor die wêreld, hulle sal so bly wees hierdie twee ouens is uiteindelik dood, dat al hierdie pla en al hierdie seer en dinge oor ons aangekondig het, dat hulle fees sal hou, hulle sal parties hou en hulle sal vir mekaar geskenke gee en dis meer. En so wanneer die twee profete se getuienis voltooi is, sien ons dan nou die dier wat uit hierdie bodemlose put uit opkom en hy maak oorlog teen hierdie mense en hy oorwin hulle, maak hulle dood. En hulle liggame lê daar in die pad van Jerusalem, die stad van Sodom en Egipte, soos wat Openbaring hulle skryf, né? Met ander woorde, is interessant dat die Bybel hier Jerusalem noem Sodom en Egipte. Hy koppel die stad aan hierdie sondige plekke. Die stad waar hulle Jesus gekruisig het, né? Praat hy ook van. En vir 3 en 'n half dae sal die volke en die stamme en die tale en die nasies sal party hou. Hulle sal na Jerusalem toe gaan om hierdie liggame te gaan aanskou daar. Niemand sal toegelaat word om hulle te begrawe nie, sê die Bybel. En al die mense wat aan hierdie sondige wêreld behoort, sal geskenke vir mekaar gee om die dood van hierdie twee profete wat hulle so gepynig het te vier. Hulle sal daar sal groot makkie gehou word. En luister gou hier, so dis baie interessant dat hierdie gebeurtenis is die enigste melding wat gemaak word van blydskap en viering wat op aarde gebeur tydens die 7 jaar van die groot verdrukking. En daardie groot fees word gehou omdat die twee getuies van God doodgemaak word. Maar God bewaar hulle, want verstommend, nadat die dooie liggame van die twee getuies nou vir 3 en 'n halwe dae, hulle het al begin vrot, in die son gelê en vrot het, dan sal die Here hierdie getuies weer oprig, hy sal hulle uit die dood uit opwek, die wêreld sal verskrik wees, omdat God hulle lewendig gemaak het, Openbaring 11 vers 11 tot 12. En dan sien ons die opstanding van hierdie getuienis, want na hierdie tydperk dan sien ons die Here wek hulle op en trek hulle dan vaar hulle na die hemel toe.
En die Bybel sê, en toe skree daar 'n harde stem uit die hemel uit, wat sê, kom hiernatoe. En hulle het in 'n wolk na die hemel toe opgestyg, terwyl hulle vyande toegekyk het. Nou, ek hou nogal van, daar's 'n ou met die naam van John Phillips, hy het nogal hierdie toneel probeer beskryf, en hy sê die volgende, hy sê, stel jouself voor, hierdie ouens lê daar in die son, hulle is, lê in die strate, en die vakansiegangers, daar's 'n klomp mense wat gekom het om te kom kyk. Hier lê hierdie twee mense wat soveel invloed op die wêreld uitgevoer het. Hier lê hulle nou morsdood in die strate van Jerusalem. Hy sê, dink nou net, die ouens vlieg in van alle lande, eerstehandse lande, want daar's mos nou mense wat geld maak uit elke ding uit. Jy sien, so nou vlieg hulle die ouens in van bakpoort na stuurpoort om te kom kyk hoe lyk hierdie lyke in die strate van Jerusalem. Nou beskryf Philips, hy sê, in hierdie troepe geklee in die dier se uniform, met ander woorde die bose mense. Hy sê, hulle kom almal daartoe en hulle staan daar, dis duiwelse mense van elke koninkryk onder die aarde en die hemel, hulle kom almal so toe. Hulle kom dans en hulle kom hou fees by die triomf van die dier, omdat die dier hierdie twee getuies doodgemaak het. Hy sê, en dan gebeur dit. Hy sê, terwyl hierdie skares dan nou hier by hierdie afgebakende areas, jy weet mos, as daar iemand doodgaan, en dan kom die polisie en hulle span sulke afbakening. Hy sê, terwyl hierdie mense by hierdie afbakening staan en kyk na hierdie liggame, hy sê, en dan gebeur dit. Skielik verander hulle kleur. Skielik beweeg daar 'n been en skielik kom daar kleur terug in hulle gesigte en hulle ledemate begin bymekaar kom en hulle staan op en hulle verrys. Kan jy jou indink wat se impak sal dit hê op daardie skare? En ek dink na hierdie gedeelte sal ons nou sien volgende keer, né, is daar net 'n paar dae wat plaasvind voor die wederkoms van Jesus Christus. Nou ek wil jou net hier gou terugvat. Hy sê in die voorhof buite van die tempel, vers 2, moet jy buite rekening laat en jy moet dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Daar's 'n klomp mense wat daar sal wees. En dan is hulle almal op een plek bymekaar en ek weet nie, ons sien seker daar dan die slag van Armageddon terwyl die dier en almal daar bymekaar is en al die vyande van God bymekaar op een plek is. En dan kom hy en hy verwoes die hele lot van hulle. En ja, ek dink dit gaan 'n ongelooflike gebeurtenis wees. Ek dink as ek net so dink aan dit wat die Here vir ons sê en dit wat die skrif vir ons hier openbaar, dan dink ek dit sal 'n ongelooflike gebeurtenis wees. En ek dink ek wil daarmee afsluit. Kom ons stop daar en ons sluit ons aand af met hierdie gedagte dat die Here kom weer en hy gaan sy vyande oorwin en hulle uitwis van die aarde af. Goed, kom ons stop daarso. Ek gaan vra dat kom ons vra vir Annelet. Annelet, sal jy dalk vir ons afsluit vanaand met 'n gebed? Jy kan maar jou mikrofoon aanmute, dan sluit jy vir ons af. Annelet sê daar's hy. Yes, ek is daar. Ek gaan my mikrofoon nou af. Sorry, daar was nog net 'n onderbrekingkie, maar ek sluit af. Goed. Onse God en Hemelse Vader, Here, dankie Here, dat ons net vanaand voor U kan kom stil word. Here, dankie dat vir ons kon leer het vanaand uit U woord. Here Jesus, ons weet Here, die vyand loop op buite rond soos 'n brullende leeu en soek, Here, om verwarring te kom bring. Here, maar ons kom vra Here dat U ons gedagtes gevange sal hou.
En Here, dit wat ons ook vanaand, Here, geleer het, Here, dat ons ook dat hier vanaand vir U kan kom teruggee, ons kan vra dat die bloed van Jesus oor dit, en die bloed van Jesus teen enige terugvegting. Here, en daar wat ons nou van mekaar gaan skei, dat U nie van ons sal skei nie, en dat U saam met ons sal wees die res van die week. En dat ons, Here, waar ons beweeg, dat U lig ook in en deur ons sal skyn, en dat U vir ons sal gebruik as 'n instrument in U hand. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus, Mm. Here, vir dit wat ons geleer het, en Here, sal U saam met ons wees die res van die week, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie